Kom ons sing 'n loflied, geliefdes. Ons het gister Kersfees gehad. En dit lyk vir my, as ek die liedere so kyk wat ek vandag opgegee het, dan is dit nog steeds Kersfees. Kersfees kom ons my elke dag wees, nie? Herders op die ope velde het die nag die engelekoor, vers 2, met hulle harte vol van vreugde. Dis nou die dag na, praat hulle, nadat hulle Jesus daar ontmoet het, nie? Met hulle harte vol van vreugde praat hulle van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaald is, soek en dis hierdie woorde is my so vol boodskap, wat verdwaald is, soek en vind herder vir mense op aarde, dan ere in die hoogste, klink nou die wêreld deur, liefde, vrede, welbehae, daal in Jesus tot ons neer. Kom ons sing die tweede en die derde vers, lied 3, 6, 4. Dankie Hermine. Dit is 'n groot ding om 'n babatjie te doop. 'n Groot ding. Dit is iets wat 'n mens met groot dankbaarheid doen en met groot blydskap in die hart, baie vreugde en ook met groot bewering, wil ek byna sê, bedien ons die verbondsteken. En ons doen dit in die besonder op hierdie dag aan die klein dogtertjie van Andrew en Annelie, wat 'n pad geloop het en wat die Here uiteindelik vir julle twee gegee het, vir julle as familie ook. Mag sy vir julle vreugde gee, en mag sy in julle harte 'n baie spesiale plekkie bly en ons gedaan doen. Dan lees ek vir julle die formulier. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê: ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Die inhoud van daardie verbond is: ek sal jou God wees. Dis die ooreenkoms wat God maak.
en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het Jesus die doop in die nagmaal gegee. Hy het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het vir hulle gesê, gaan na al die mense toe, al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die Here homself verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid sal dien. Kan ek vir julle twee vra om net op te staan? Julle kan maar sommer daar staan op waar julle is. Jy kan nie voor die kans op moet staan. Staan maar sommer daar. Annelien en Andrew, kinders van ouers wat glo in die Here Jesus, moet gedoop word. Omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met gelowige ouers. Daarom is hele gesinne, pa, ma, kinders, almal in die Nuwe Testament gedoop waar die ouer of die ouers tot geloof gekom het. En dan verstaan die kinders nog niks van die doop nie. Nee. Verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle. Trouwens, die feit dat hulle nie verstaan nie, beklemtoon juis dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem en hulle verlos. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. En daarom verbind die doop vir julle as ouers om hierdie klein dogtertjie, soos sy opgroei, oor die betekenis en die eise van hierdie genadeverbond in te lig. Julle moet haar vertel dat die Here vir haar lief is, dat die Here altyd by haar is, en dat sy nooit sonder die Here is. Ek moet julle vra, ja, hy het dit beloof. Dit verbind julle verder dat julle 'n voorbeeld vir haar sal wees in die uitlewing van hierdie inhoud van die Here wat by jou is. Vir altyd. En dit verbind julle verder, dit roep julle op tot die toeëiening dat sy ook hierdie beloftes wat God maak, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag vir haarself vat. Nou ja, dis nou die tyd dat Mia inkom hier binne in die kerk. Sy staan in die kerk, dus ek kom daar van agteraf. Die kom sy. Ons staan nie by my einde. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is. Dan word heilig uit God se wese. 'n Goddelike instelling waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en nie omdat dit 'n gewoonte is of 'n gelowigheid of 'n naamgewery is nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord.
Glo julle? Net 3 vrae. Glo julle? As julle glo, julle oortuiging, glo julle? Hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente geloof moet word. Dis die eerste een. Tweede een. Glo julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Glo julle die Bybel is die waarheid nie? Die derde een is 'n belofte. Beloof julle in hierdie kindjie van wie julle die vader en die moeder is, en die leer van die Bybel, na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Nou ja, moet julle antwoord. Ek gaan nou vir Nehemia doop, en dan sing ons, ek het die 353 gekies, die heiland is gebore, soos eeuwe reeds voorspel. En dan die tweede vers is ook dan 'n belydenis, is die lig kom na die wêreld en Jesus Christus hier, uit liefde vir die mensdom, daal hy as diensknegt neer. En dan die derde vers, wie glo in Jesus Christus word nou sy eiendom. Nee, hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo. En ons gaan daardie 3 verse sing, sodra ons klaar gedoen. Dit goed. Kom ons staan so, maak ons ook nou, as ek kies hoor, staan sommer so hier, so dankie om die, as ek reg nie hier die kom dan mooi staan. So die eerste keer, mense doen dit nie altyd lag nie. So die koubal, maak dit nie saak. Is dit, okay. Ja, sy gaan dalk so 'n bietjie skree. Mia Dobie, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons Hemelse Vader, mag U geheilig word deur Mia se lewe. Ek bid U, o Heer, dat U haar sal beskerm en haar sal bewaar. Dat U haar ouers, wat U vir haar gekies het, so sal bemagtig, dat hulle al die liefde wat hulle van U ontvang, op haar sal uitstort. Dat U haar familie sal seën. Dat hierdie dag van vandag, die 26ste Desember 2021, in hulle harte sal ingraveer. Dat Mia ook eendag haar dood sal onthou. Dankie Here. Ons prys U naam. Amen. Kom ons sing die 353. Die
sê, kom ons wys net. Kom ons wys net vir al die mense wat in die kerk is. Julle het nou gesien hoe lyk haar prentjie daarso. Nie Adobe, maar hier is sy in lewende lywe. Ja, hier is sy in lewende lywe. En nou het sy die teken van die doop ontvang en dit beteken, geliefdes, dat sy volledig, al van voor haar geboorte af, maar ons het nou net bevestig, deel is van die kerk, gemeente daar in Fontainebleau in Brandburg, nee, daar deel van die gemeente, deel van ons is, want ons is allemaal moes maar een kerk. Ja, familie van die Here Jesus. Nee, ja. Kom ek gee vir julle geskenk 3, sal jy saam met my net kom handdruk gee. Ons het 'n Bybeltjie wat ons vir gee. Spesiaal het Annelie baie moeite gedoen om 'n pinkietjie te kry. So mooi, nee. En saam met dit is daar loopseël. Nou, dit vergeet ek die woord. Baie geluk en hoor. Ja, so kan ek so weer baie geluk aan Annelie hoor. Daar sy Dries. Ja. Ja, baie dankie. Goed, nou kan jy. Janine, jy kan nou omkyk. Daar is sy. Ag, julle pragtig nie. Jy sê ook sommer behoor. Oor sulke mooi oomblikke. Marlene en al die ander wat hier is, die familie, baie geluk julle hoor, baie seën, die Here se nabyheid ook julle toe gebind. En dit is ons lees die Bybel saam vandag. Ons lees die Bybel saam vandag by Lukas hoofstuk 3. Lukas 3, vers 1 tot 23. Vers 1 tot 23. 22 eintlik nie. Nou, dit gaan oor die prediking van Johannes die Doper, en wat hy als gedoen het. Onthou hy Jesus, hy was voor Jesus se bediening, het hy opgetree nie. Jesus was nou al klaar gebore gewees. Nou wil ek ook vir ons die stukkie oor die doop van ons Here Jesus lees. Nou ja, goed. Dit gaan so. Lukas 3 vers 1. Dit was die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was gouverneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Iturea en Trachonitis. En Licinias heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig: bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. So staan dit geskrywe in die boek van Jesaja. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult moet plat gemaak word. Die krompaaie moet reguit en die liewe paaie gelyk gemaak word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê: julle slange, ek is 'n kwaai dominee hoor, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle tot bekeer is. Jy moet nie by julle self sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die by lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So, die mense vra hom toe: wat moet ons doen? Wat moet ons dan doen? Hy antwoord hulle: wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. Wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom die tollenaars om gedoop te word.
En hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En vir hulle sê hy, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie. Ook soldate het hom uitgevra, en ons, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting, en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes hulle almal die antwoord. Ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sê julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal die dorsvloer deur en deur skoon maak. Die koring sal hy in sy spieroe mekaar maak, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Ook baie ander dinge het hy dikwels ook weer baie ander dinge, ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook Herodes, die heerser tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer, oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het, en oor al die ander slegte dinge. Herodes het verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit. Herodes het mos nou sy broer se vrou Herodias gevat, vir ons omdat. Dis ook my met hom geraas het. Vers 21. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees, sigbare gestalte, soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Die stem sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Tot sover vers. Nou die teks, geliefdes, is net hierdie. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. Dis die teks. Mag die Here sy woord aan die seën, hoor. Mag hy sy genade elke dag ervaar. Jesus was omtrent so 30 jaar oud, toe hy ook gedoop is. Ek dink hy is ook belangrik. Op 30 het Jesus al die saaksels en die skaafsels van sy skynwerkers jas van hom afgeskit. Hy het die jas mooi netjies opgevou en op die werkstafel neergesit. Hy het by sy ouer huisie ingestap en sy familie daar gegroet. Hy het daarna koers gekies na die vallei van die Jordaanrivier. Mense kon wonder, my broer en suster, waarom Jesus juis op daardie spesifieke dag besluit het. Waarom hy besluit het, kyk nou is die tyd. Nou. Juis op daardie oomblik. Wat sou hom juis daartoe bring om sy bekende lewe op daardie oomblik vaarwel toe te roep? Daarom kan mens wonder, né? Wat laat die mense sulke dinge doen? Wat laat die mens sommer op 'n dag die deur agter jou toetrek en 'n hele nuwe lewe begin? Dit gebeur. Ek het gewonder daaroor. In Jesus se geval het ek gedink, was dit dalk iets wat die rabbi die vorige Sondag in die sinagoge gesê het, toe Jesus die Sabbat daar deurgebring het. Dalk het hy iets gesê. En Jesus besluit het, dis nou sulke tyd. Dit gebeur, geliefdes. Mense sit in die kerk. Op die Bybelstudie of die bidtuur. Hulle kry 'n boodskap. En daardie boodskap wat hulle daar kry, spreek so tot hulle harte dat hulle 'n lewensveranderende
besluit neem. Dalk het dit met Jesus gebeur. Dalk het Jesus, terwyl iemand die skrif gelees het, sy eie naam gehoor. Sy omstandighede. Want dit is wat 'n mens doen wanneer 'n mens die Bybel lees, nee. Ons doen dit mos almal so. As iemand die Bybel vir jou lees, dan is jy fyn daarop ingestel om jou eie naam, jou eie omstandighede daarin raak te hoor. Dit kom in die woorde van die Bybel ter sprake. Jy luister baie noukeurig as die Bybel gelees word. Dalk was dit iemand wat die Bybel vir Jesus gelees het, wat hom genoop het om op 30-jarige ouderdom te doen wat hy gedoen het. Of dalk was daar bloot 'n paar mense, sy vriende, 'n paar manne, ook van dieselfde ouderdom omtrent, jy weet mos hoe dit is, van daardie dorp wat daardie dag by Jesus hulle se houtwerkplek verbygeloop het, daar in Nasaret. En Jesus so by die deur uitgeskreeu het, waarheen is julle ouens op pad? Ons is op pad na die Jordaanrivier toe. Ons het van die ophef oor Johannes die Doper gehoor. Hy is blykbaar daar by die rivier en ons wil 'n bietjie gaan kyk. Die saamkom. Dit was dan die keerpunt wat Jesus sy saag en sy bytel en sy hamer laat neersit het en hy saamgegaan het. Dalk was dit. Ek weet, nie wonder nie. Nie wonder. Dalk was dit toe Jesus sy eie persoonlike stilte tyd gehad het saam met sy Vader. Of dalk was daar in die aandskemering elders terwyl hy in die veld buite Nasaret al wandelende deur die veld met sy Vader besig was. En hy daar terwyl hy loop in die hemelruim 'n verskietende ster sien. Of dalk die fluistering van die aandwind oor die gras of deur die blare van die bome. En skielik weet hy nie, dis nou die tyd. Hoe weet ons? Daar sommige mense wat sê dat dit Jesus se ma was wat hom aangespoor het om Jordaan toe te gaan. Jy kan lees. Maria was 'n baie merkwaardige vrou. So terloops, jy weet seker, Mia kom van Maria af. Nee. Maria kom van Maria in die Ou Testament. As sussie van Moses. Wat ek hom afgeneem. Mia beteken ook iets soos myne. En Mia beteken ook iets soos geliefde, dierbaar, my liefling. So iets, nee. Maria, die moeder van Jesus, was 'n merkwaardige vrou. Lukas vertel byvoorbeeld dat Maria baie dinge oor hierdie spesiale seun van haar Jesus in haar hart bewaar het. Lukas 2 vers 51 kan jy daar gaan lees. Maria was nie 'n opdringerige maan nie. Sy het Jesus nie gedryf nie. Sy het toegelaat dat hy gewoonweg net opgroei. Sy het hom nie ingeskryf vir
vir wonderwerk kompetisies teen die ander seuns en dogters in Galilea nie. Sy het dit gedoen. Sy het hom net toegelaat om groot te word. As ek die Bybel so lees en ek hoor so die agtergrond van die Bybel en ek lees oor Maria, dan moes sy 'n baie besige vrou gewees het, so klink dit my. Ek wonder hoeveel aandag sy aan haar Jesus seentjie sou kon gee. Want net na Jesus se geboorte het Maria en Josef nog 'n hele paar kinders gehad. So sê Markus vir ons by Markus 6 vers 3. Daar staan hy dogters gehad, hulle tweeetjies het dogters gehad, ons weet nie hoeveel nie, ons neem aan, meer as een, man is dogters. En dan het hulle nog 4 seuns ook gehad, Jesus se broers en sy susters. En hierdie seuns was Jakobus, en Joses, en Simon en Judas. Dis die ander boeties van Jesus, sy jonger boeties. Maria was dus die meeste van die tyd geliefdes, mens wonder hoeveel tyd sy vir Jesus gehad het, was die meeste van die tyd in Jesus se grootwordjare swanger. Daar was dit Maria, op een of ander manier, want 'n ma het 'n geweldige invloed op 'n kind. Daar was dit sy, wat gemaak het dat Jesus op 30-jarige ouderdom die deur agter hom toegemaak het en 'n ander koers gekies het. Maar wat ook al die rede was, geliefdes, Jesus het Jordaan toe gegaan toe hy 30 was, die feit bly staan, hy het gegaan. En toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. Direkte vertaling, die 2020 vertaling sit daar 'n punt. Die 83 vertaling maak 'n kommaatjie, daar gaan nog 'n bietjie goedjies gebeur. Hoe mens ook al daaroor dink, as mens mooi daaroor nadink, dan vra jy vir jouself, wat 'n vreemde manier om Jesus se doop mee te beskryf. Nie waar nie. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. Dit is so asof hy wil sê, terloops, nee, toe al die mense hulle gedoop is terloops, toe is Jesus ook gedoop. Hy is ook gedoop. As ons Markus se evangelie hieroor lees oor hierdie selfde gebeure, Markus se evangelie, dan klink dit of daar op daardie doopoomblik net 2 mense was, daar by die Jordaanrivier. Johannes die doper en Jesus. So klink dit as ons Markus lees. Dit was asof daar niemand anders by was toe Johannes vir Jesus gedoop het nie. Julle weet mos hoe dit is. Julle ken mos so 'n oomblik. Ons twee, dit gebeur baie keer tussen geliefdes, 'n man en 'n vrou. Of 'n ou en 'n meisie. Dat is 'n vriende. Net ons twee. Maar is asof ons twee heeltemal alleen is, in 'n groot winkelsentrum, vol mense, net ons twee. Dit voel of ons in 'n seebel is. Net ons twee. Kompleet. Net ons twee tussen al die ander mense. Dit is oneindig spesiaal. Dis baie besonders. Nou Markus sê, dit was net Jesus en Johannes die doper. So spesiaal nie. Ek kry die indruk as Markus oor Jesus se doop skryf, dan beskryf hy so 'n uitsonderlike oomblik. Daar was ander mense dalk ook, maar vir hulle twee was dit net daai oomblik. Nie Lukas nie. Nee wat, Lukas sê, toe al die ander ouens gedoop het, toe Jesus ook sommer gedoop. Sommige so die verbygaan. Heel waarskynlik laaste. So klink dit my as ek die woord lees. Matteus is nou weer 'n ander ou, hy skryf. Dit was die eerste evangelie van die Nuwe Testament, hy skryf. Matteus vertel dat toe Johannes Jesus sien nader kom, daar kom hy om gedoop te word, toe roep hy uit en sê, wag nie, wag. Dit behoort nie so te wees nie, ek gaan nie vir u doop nie. Ek moet deur u gedoop word. Ek moet nie vir u doop nie.
Wag. Eers dan Jesus, hoor. Maar Jesus het daarop aangedring, sê Matteus, dat Johannes die doper hom doop. Wat 'n aangrypende manier deur Matteus om Jesus se doop mee te beskryf. Dit is gehoor Markus, Matteus, Lukas, elkeen sy eie manier gehad. Die vroeë ou kerkvaders, een sê, toe Jesus gedoop is, was daar 'n baie helder lig wat almal verblind het. 'n Ander een sê weer, nee, op daardie oomblik toe Jesus gedoop is, was dit asof daar 'n vlamme vuur bo oor die water van die Jordaan versprei het. Wonderbaarlik, dramaties, uitsonderlik. Jesus se doop was nie sommer enige doopie. Want Jesus was immers nie 'n doodgewone mens nie. As mens iets oor Jesus se doop wil sê, dan moet dit iets uit 'n ander wêreld wees. Uit 'n ander wêreld. Uit 'n ander wêreld. Nie hierdie wêreld nie. Iets baie buitengewoon, as jy iets oor Jesus se doop wil sê. 'n Uiters spesiale, eksklusiewe, private seremonie, eenkant. Dis baie meer gepas, dit was immers Jesus van wie ons praat. Lukas sê bloot, ek het dit al gesê, anders as Markus en Matteus en die kerkvaders, toe al die mense gedoop is, is Jesus ook gedoop. Na die doop, sê Lukas, gebeur daar hierdie dramatiese goed. Nadat Jesus gedoop is, gaan die hemel oop. Hoe dit is, broer en suster, kan ek nie vir jou sê nie. Gaan die hemel oop. Kom die Heilige Gees soos 'n duif uit die hemel uit neer. Jo, hoe moet dit wees? Ek kan myself dit indink. En dan daardie stem. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Na die doop. So. Dit klink my, of daar daardie dag, so lang ry mense was, wat gewag het om gedoop te word. Vol mense. En daar voor, halflyf in die water, staan Johannes die doper, met sy velklere en sy gordel, met die geur van wilde heuning en woestynsprinkane op sy asem. En hy sê, volgende, so doop hy een vir een, en sê weer, volgende, en so gaan het aan. Elkeen in die ry wag sy beurt af. En ja, geliefdes, ek weet hoe jy daaroor voel nie, maar ek wil jou dadelik sê, ek hou nie daarvan om in rye te staan nie. Ek hou nie daarvan. Dis asof almal in 'n ry presies dieselfde is. Die ry is die gelykmaker. Die rye by die bank aan die einde van die maand. Die rye by die lisensiekantoor. Die rye by die poskantoor. My hart breek vir daardie mense wat in 'n rye daar by die poskantoor in die son staan. Rye by die supermark, ek soek altyd die stalletjie daar wat die minste rye het, dan gaan ek daar. Rye by die hospitaal. Rye om jou kruisie op 'n stembriefie te trek. Ek hou nie daarvan nie.
Kan niks daarvan, is nie lekker nie. Ek staan daar en sê, kyk net al die mense, dan tel ek hulle van vooraf. Ek tel hulle van vooraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, ek is 15de in hierdie ry. 14de, 13de, maar as mense wat sê, ek is 331ste in die ry. Dit sal my gek maak. Ek sal boedel oorgee. Waar kom almal vandaan? Wie is hulle almal? Almal verskillend en tog almal dieselfde. En dan kom daar so waar hierdie drommel en hy kom druk hier voor my in. En dan koop my moed. 'n ry, geliefdes. Een lang ry mense. Langs die Jordaanrivier. Lang ry mense. Geduldig. Vrywillig. Vrywillig. Niemand loop julle om van die te deel nie. Iets gebeur. Vrywillig, daar langs die Jordaanrivier, in die bloedige son. En soos Lukas in ons gedeelte sê, staan Jesus ook in daardie ry. Onopsigtelik, onherkenbaar. En ek kyk die ry en ek wonder, wie is Jesus? Van al die mense. Wie is Jesus? Watter een is Jesus? Hy kan enigeen wees. Waar staan hy? By wie staan hy? Voor wie staan hy? Agter wie staan hy? Lukas vertel vir ons, hy vertel vir ons ook wie is die ander mense daar saam met Jesus in die ry. Hy vertel vir ons van hulle. En wat 'n versameling van uiteenlopende klomp mense was daar nie. Volgens vers 11 sal ons daar die armes. Hulle was daar in die ry. Die armes. Natuurlik was die armes daar in die ry. Hulle is altyd daar. Die armes is altyd daar, geliefdes. Hulle wat hierdie lewe gaan met 'n handvol vere. Altyd daar. Die wees en die weduwee sal julle altyd by julle hê, het Jesus gesê. Altyd, altyd, altyd. Lukas vertel vir ons, daar was ook ryk mense daar in daardie ry. Saam met die armes. Die tollenaars van vers 12. Verbaas dit jou dat die rykes ook in die ry staan? Ja, die rykes was ook daar. Ek het geen idee waarom hulle gekom het nie, maar hulle het gekom. Hulle het gekom. Hulle was daar. En vir my seker die heel eienaardigste van alles, en ek weet nie regtig hoekom nie, is dat Lukas sê, daar was ook soldate in daardie ry. Vers 14. Soldate staan in die ry om gedood te word. Dis vir my baie snaaks. Vreemd. Soldate verteenwoordig Rome. Soldate het bloed aan hulle swaarde en loop en spog daarmee. Wanneer 'n soldaat in sy mondering iewers is, of wanneer 'n soldaat sy swaard uitgetrek het, dan was die krag en die mag van Rome sigbaar. As 'n soldaat sy helm op sy kop sit of die borsplaat vasgespe, staan hy vir die krag van die magtige Romeinse ryk. Supermoondheid van sy tyd. Wêreldmag, wêreldheerser. Almal is bang vir soldate. Almal is bang vir soldate. Almal maak dit hulle wegkom as 'n soldaat aankom.
as soldate in die ry. Dit laat my dink. En as ek mooi daaroor dink, geliefdes, as daardie soldate hulle klomp panserklere uittrek en met hulle bleek lywe in die son gaan staan, om gedoop te word, lyk hulle soos enige ander ma se seun. Dan hy bewe ook van vrees vir die dood, soos ons almal maak. Daar was ook soldate. Ja. Ek wonder waar in die ry het Jesus gestaan. By wie het hy gestaan? Dalk by die armes. Dalk by die rykes. Kan jy jouself net indink in jou geestesoog hoe dat Jesus tussen die soldate staan? En vul nou maar jou eie klompie by daardie ry. Soorte mense, die politici, hulle is ook nie reg. Die ou mense wat sukkel. Ek sien tannie Sharon ombring, as ek nou reg onthou. Sy is 85 jaar oud. Sy kom by my, sy sê vir my, sy wil graag belydenis van geloof aflê, want sy het nie gemeid. En ek moet haar toe. En Merlin, hulle is te lang kerk. Vorige gemeente met 'n lang gang. Die dag kom tannie Sharon aangesukkel met haar kieriekie, haar van agteraf, haar rooi rokkie, haar grys haartjies mooi gedoen. En sy kom staan hier voor die kansel by my hart breek. Ek doop haar in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Sy lê belydenis van geloof. Sy staan in die ry. Ek is doodseker. Sy staan in die ry. En die jaartjie staan in die ry. Julle staan in die ry, ons almal staan in die ry. Stel myself dit voor. Volgende. Onthou, dis Jesus van wie ons hier praat. Jesus. Een van die gewone mense in die ry. Een van die gepeupel. En toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus opgedoop. Volgende, geliefdes, dit klink so, dit weer galm daarom is die deurkamer, want ek sê dit is my hart. Volgende, dit klink vir my so koud, so ver, so onpersoonlik. En so beweeg die ry. Volgende, wie van hulle? Wie van ons? Is daar Jesus? Sal die regte Jesus asseblief net sy hand opsteek? Hy was in die wêreld, so sê Johannes. Hy het in die ry gestaan. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, sê Johannes. En tog het die wêreld hom nie herken nie. Ek onthou die soldaat daar by sy kruis. Een van die evangelies praat daarvan, toe Jesus gesterf het. Ek het nooit geweet nie. Hy was die Seun van God. Jesus is hier onder ons. Ek het nooit geweet nie. Hy is die een wat in die gestalte, sê Filippense 2 vers 4, hy is die een wat in die gestalte, die liggaam van 'n slaaf gekom het. Hy het homself verneder tot hy 'n misdadiger geword het. Hy staan by die misdadiger neer.
Hy is die een wat in die gietende reën van gister na my toe aangehardloop kom, Lukas Mutsitsi. En hy sê, asseblief my dominee. Hy noem my dominee. Ek het niks. Hy is die een wat saam met jou woon in jou huis. Hy is die een wat langs jou op die bed lê en slaap. Matteus 25 sê, vir sover jy dit aan die geringste van hierdie geliefdes aan my gedoen het, jy dit aan my gedoen. Jesus is jou meer 'n padverbruiker. Jesus staan saam met jou in die ry. Dis Jesus. Immanuel. Gister was Kersfees. God met ons. God met ons. By my in die ry. Met ons.